Goeiemôre, nou die dag kom praat 'n jong student met my oor byeenkomste wat sy bygewoon het waar die prediker in tale gepraat het, kinders omgeval het en rukkings gekry het, en sy vra vir my, Dominee, is dit Bybels? Dat is my gesê, ek moet eers vervul wees met die Heilige Gees voordat ek in tale sal praat. Nou weet jy vriende, dis presies waarteen Paulus waarsku in 1 Korintiërs 12, 13 en 14. Die enigste barometer vir vervulling met die Heilige Gees is jou belydenis dat Jesus Christus die Here is. Niks anders nie. En daarom waarsku Paulus. Hy sê die gawe om in tale te praat is net tot opbou van die spreker. Beywer julle eerder vir die gawes wat opbou in die gemeente bring. Om te onderrig, om te dien, om te profeteer. Om te profeteer, sê hy, beywer julle daarvoor, want dit bring mense tot insig, dit bring mense tot die besef dat God teenwoordig is. Lê die woord uit, deel die woord, praat dit na. As ons kyk na die gawes van die Gees, word daar ook in Romeine 12 en Efesiërs 4 en 1 Petrus 4 daaroor gepraat. En nêrens in die ander gemeentes word die spreek in tale hanteer nie. Dit is nie 'n belangrike element van die gawe van die Gees nie. Dit is persoonlik, dit is vir jou binnekamer met God. Nee, sê Paulus, beywer julle op die gawes wat tot opbou in die gemeente lei. En dan sê hy, beywer julle vir die allerbeste. En dan tussen 1 Korintiërs 12 en 14 is 1 Korintiërs 13. Beywer julle vir die allerbeste. Al het jy die gawe om in tale te praat, selfs engeletale, om jou liggaam op te offer, om geloof te hê wat berge versit, maar jy het nie die liefde nie, is jy niks nie. Dan is jy 'n leë blik wat in die straat afgeskop word. Vriende, het jy die gawe om in tale te praat? Ek hoop jy het die gawe om in liefde te praat. Ek hoop jy het die gawe om God se woord na te praat. Ek hoop jy beywer jou vir die gawes wat tot opbou in die gemeente en die gemeenskap lewer en lei. Amen.